Vriende, ek seker hierdie het al met jou ook gebeur. Jy lees 'n verhaal in die Bybel en dan kom jou gedagtes tot stilstand. En dan wanneer mens daaroor dink na die tyd, besef jy dis die Heilige Gees wat met jou praat. En die verhaal wat ek vandag met jou wil deel, ek dink is een van daai. Dis 'n waarskuwing wat ons in die Bybel lees, waarby ons moet stil staan, al is dit net vir 'n oomblik. Ons lees in die boek van Handelinge van 'n baie interessante gebeurtenis, hoofstuk 5 vers 17 tot 42. Nou in opsomming, ons lees dat die apostels gearresteer word en die Bybel sê dis deur die Sadduseërs en ook die Hoëpriester. Nou hoekom? Nou vers 17 sê vir ons, want hulle, dis nou die geleerdes, die leiers, hulle was gevul met nydigheid. Nou vriende, ek moes hierdie een gaan Google het. Nydigheid beteken jaloesie of afguns. Dis 'n gevoel waar iemand kwaad of bitter is, omdat 'n ander persoon iets het of ervaar wat hy of sy graag self wil hê. En wanneer mens na die Griekse vertaling ook gaan, hierdie woord nydigheid, ek wil amper sê, dis 'n geestelike woord, 'n lelike woord. Nou daai is nogal sad, nê? Die apostels word gearresteer omdat die Hoëpriester en die Sadduseërs jaloers en bitter was oor die werk wat hulle vir God gedoen het. Nou in 'n geestelike konteks word nydigheid dikwels ook gesien as iets wat die hart kan vergiftig en verdeeldheid kan bring tussen mense. So die apostels word in die tronk gegooi. Maar toe kom 'n engel van die Here en laat hulle vry, maar gee ook 'n opdrag aan hulle van God af om terug te gaan môreoggend na die tempel en daar te gaan staan en weer te leer. Nou die volgende oggend doen die apostels presies soos wat God beveel het. Nou die raad vind toe uit dat die tronk leeg is en gesluit is en hulle word weer gevang, die apostels, en voor die raad gebring. En Petrus en die apostels maak toe 'n paar baie goeie stellings. 1. Ons moet aan God gehoorsaam wees meer as wat ons aan mense is. Hulle sê ook Jesus is deur die raad gekruisig, maar die Vader het hom opgewek. Jesus is die prins en verlosser wat vergifnis bring. En dan in vers 32, en ek is mal oor hierdie woorde, en ons is sy getuies van hierdie dinge. Nou toe raak die raad woedend. En dan lees ons van 'n man met die naam Gamaliel. Nou die Bybel sê ook, hy was 'n baie gerespekteerde geleerde man onder die volk. En hy sê toe vir die raad, pas op wat julle gaan doen. En hy gee 'n paar voorbeelde van vorige manne wat basically se bediening doodgeloop het in hierdie dorp. En mense wat volgelinge geraak het van hierdie mense wat hy van noem, het tot niet geword. En hy sê dan, so as die werk van mense is, dan sal dit weer misluk. Maar as dit van God is, kan hulle nie gestop word nie. En dan gee hy ook 'n waarskuwing. Die raad moet versigtig wees om nie teen God te veg nie, sodat, en ons lees in vers 39, dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie. Vriende, hier is nogals interessante woorde, nê? Nou die apostels is toe losgelaat daarna en die raad het hulle belet om verder in die naam van Jesus te leer, maar ons lees hulle het voortgegaan om die evangelie te verkondig. En danksy hulle gehoorsaamheid aan God, vriende, is ek en jy vandag hier. Pas op dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie. Vriende, dink net daaraan. Gamaliel praat nie hier met ateïste nie, hy praat nie met Romeinse soldate nie. Hy praat met mense wat die Bybel geken het, mense wat gebid het, mense wat geglo het hulle dien God. En tog was hulle besig om die werk van God teen te staan. En ek dink dit behoort elke Christen diep te laat nadink. Want die grootste gevaar is nie altyd dat ons die waarheid openlik verwerp nie. Vriende, die grootste gevaar is dat ons dink ons verdedig God, terwyl ons eintlik sy werk belemmer. Een van my gunsteling skrywers sê dat Satan se grootste oorwinning nie altyd buite die kerk plaasvind nie, maar binne in die kerk. En vriende, hierdie laat my hare eintlik regop staan, binne die kerk. Want sien, dis nie omdat mense ophou glo nie, maar omdat mense ophou liefhet. Omdat wantroue begin groei,
Omdat kritiek makliker word as gebed. Omdat persoonlike gevoelens belangriker raak as die saak van Christus. En ek deel graag hierdie aanhaling ook met jou. Niks verswak die invloed van die kerk soos onenigheid en verdeeldheid nie. En vriende, let mooi saam met my hierop. Dis nie vervolging nie, nie armoede nie, nie moeilike tye nie, maar verdeeldheid. Hoekom? Omdat verdeeldheid die getuienis van Christus stil maak. Verdeeldheid keer dat ons getuig van Jesus Christus se karakter. Nou sien vriende, ek dink hier is 'n skokkende feit. Satan hoef nie die Bybel uit te wis nie. Hy hoef nie eens die evangelie te vernietig nie. Hy hoef net die mense wat die evangelie dra, teen mekaar te draai. Want as hy kan maak dat ons mekaar wantrou, mekaar verdink, mekaar afbreek, mekaar wil stop om die werk van God te doen, dan verloor die wêreld belangstelling in ons boodskap. Want Jesus het gesê, hieron sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Vriende, die wêreld kyk nie eerste na die leerstellings wat jy verkondig nie. Hulle kyk na ons gees. En weet jy wat? Persoonlik, daar is vir my niks so hartverskeurend soos mense wat met nydigheid gevul is. Nou vriende, ons almal weet, daar is sondes wat almal van ons kan sien. Maar daar is ook sondes wat baie netjies aangetrek word. Weet, sondes wat selfs godsdienstig klink, godsdienstig lyk. Byvoorbeeld, ek sê dit net omdat ek oor die waarheid besorg is. Of dit kan so klink, ek wil nou nie skinder nie, maar. Of, ek dink mense moet net weet. En vriende, voor ons het besef, het ons actually twyfel geplant in iemand anders se hart. Het jy al so daaraan gedink? Weet, ons het iemand se karakter eintlik beskadig, ons het wantroue gesaai op daai oomblik. En dalk, selfs sonder dat ons dit bedoel het ons God se werk stadiger gemaak. Ons het nie getuig van Christus se karakter nie. En ek is seker jy het hierdie al gehoor. Wanneer mense hulle oorgee aan kritiek en kwaad praat, doen hulle die werk van Satan. Nou vriende, hierdie is baie ware en harde woorde, maar dink hieraan. Satan se doel is nog steeds dieselfde, om te verdeel. Want sien, die Heilige Gees verenig, maar Satan verdeel. Die Heilige Gees genees, Satan beskuldig. En daarom behoort ons onsself eintlik gereeld hierdie af te vra. Wie lyk my woorde die meeste na? Jesus se of die aanklaer van my broers? En vriende, eintlik behoort ons onsself baie gereeld ook te vra, het ek nydigheid in my hart? Selfs al is dit net 'n bietjie en ons moet bid daaroor. Bid dat die Heilige Gees ons bewus sal maak van enige stukkie nydigheid wat dalk in ons harte gevind kan word. En dan baie belangrik ook, ons moet bid dat ons gehoorsaam sal wees, dat wanneer die Heilige Gees vir jou iets uitwys, dat nydigheid nie oorneem nie, maar dat ons sal luister, sal bely en wil verander, wil lief hê, deel wil wees van God se koninkryk, deelgenote aan sy opbouende werk, saam met sy kinders. Want vriende, let's be honest, as ons nou eerlik en rou is, as my en jou fokus soos regtig net op Jesus is, die uitbreiding van sy koninkryk, wat deur hom gelei word in ons eie lewe, is daar dan plek vir almal om deel hieraan te hê? Natuurlik is daar. Oor en oor is die uitnodiging in die woord van God. Almal wat bely dat Jesus Christus die Seun van God is, almal, hy het vir almal gesterf. Almal wat hom aanroep en aanneem. Vriende, nie my en jou aanroep en aanneem nie, nou hy's God en hom alleen. Sy werk, sy koninkryk, tot eer van sy naam. En vriende, ek dink een van die gevaarlikste plekke waarin 'n Christen kan wees, is om reg te wees, maar sonder die gees van Christus. Sien, die Fariseërs en die Sadduseërs was dikwels reg oor baie leerstellende sake, maar hulle het die Messias gekruisig.
Hulle ywer vir die waarheid was nie vol van nederigheid nie. En waarheid sonder liefde word 'n wapen, maar waarheid met liefde word 'n instrument van redding. Nou vriende, ek is seker jy het al gehoor van die laaste reëns. Weet ons leer dat voor Jesus Christus se wederkoms die Heilige Gees in groot krag uitgestort gaan word. Maar ons word ook gewaarsku dat trots, kritiek, jaloesie en verdeeldheid die Heilige Gees bedroef. En hoe tragies sal dit wees, vriende, as ons bid vir herlewing, maar terselfdertyd die Gees wegstoot deur ons houding. Vriende, ons kan nie bid, Here, stuur u Gees, en dan met daardie selfde mond iemand anders gaan staan en afbreek nie. En ek wil dalk net ook hierdie noem vandag. Ons praat nou nie hier van sondes by die naam noem, verkeerd uitwys of iemand by hulle vrugte ken nie. Persoonlik dink ek daar's 'n groot verskil en dis 'n gesprek heeltemal op sy eie vir 'n ander dag. Ons praat hier van ons eie harte. 'n Hart wat nie hou van en op 'n lelike manier hou nie van die werk wat iemand anders vir God doen nie. En dan breek jy daai persoon af. Die bediening word aangeval. En weet jy wat is volgende, vriende? En hierdie is nie my opinie nie. Hierdie is die les wat ons moet leer uit Handelinge hoofstuk 5. Wanneer jy iemand se mond probeer toemaak, hulle hande vasbind, hulle voete probeer vasmaak, omdat jy nie happy is of hou daarvan hoe en dat iemand anders die werk van God doen nie. Vriende, dan staan jy in die pad van die evangelie wat by siele moet uitkom. Harte wat moet bekeer, kinders van God wat terug moet kom huis toe, wonde wat genees moet word, hartseer wat hoop moet kry, donker wat lig moet sien, siele wat vir God gered moet word. En daarom, miskien is die belangrikste vraag nie vandag, wie veroorsaak verdeeldheid om my nie? Nee. Maar eerder, Here, is daar enigiets in my wat u werk belemmer? Is ek vinnig om te luister of vinnig om te oordeel? Is ek bekend vir bemoediging of vir kritiek? Verlaat mense my teenwoordigheid met hoop of meer agterdogtig? Bring my woorde mense nader aan Jesus of dryf dit hulle verder van hom af? Saai ek twyfel in ander harte of getuig ek van Jesus Christus se karakter? Nou vriende, hier is baie goeie nuus ook. Die Here wys nooit ons hart vir ons uit om ons te veroordeel nie. Hy doen dit om ons te genees. Want as ons besef dat ons verkeerd gepraat het, verkeerd geoordeel het, of selfs verdeeldheid veroorsaak het, staan die kruis nog steeds oop vir my en jou. Vriende, God kan selfs ons tonge heilig maak. Hy kan ons harte weer sag maak. Hy kan ons leer om waarheid met liefde te spreek. Hy wil ons wys hoe om van Jesus se karakter te getuig. En daarom wil ek jou uitnooi. Maak Psalm 139 deel van jou gebed, soos wat Dawid gebid het, vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Want vriende, die wêreld het nie nog mense nodig wat argumente wil wen nie. Die wêreld het mense nodig wat Jesus weerspieël. En vriende, mag ons nooit deur trots, kritiek of verdeeldheid die werk van God belemmer nie. Mag ons so gevul wees met die Heilige Gees, sodat ons mense na Christus toe trek. En vriende, onthou, daar is oorgenoeg plek vir ander ook om te dien. Daar is meer as genoeg plek vir mense om hulle bediening gehoorsaam uit te voer. Neidigheid. Neidigheid beteken jaloesie of afguns, 'n gevoel waar iemand kwaad of bitter is, omdat 'n ander persoon iets het of ervaar wat hulle self graag wil hê. Vriende, weet julle wat? Wanneer die geskiedenis eendag afgesluit word, wil ek nie eendag hoor, "Sjoe, sy het baie geweet nie." Ek wil graag hoor, "Mooi so, goeie en getroue dienskneg." Wil jy ook? Kom ons bid saam, vriende. Ons Hemelse Vader,
Here, ons kom nou na U toe met nederige harte. Here, baie dankie vir U woord wat ons harte ondersoek en ons herinner dat dit actually moontlik is sonder dat ons dit partykeer besef, maar om U werk te belemmer. Here, en ons vra asseblief, bewaar ons daarvan om deur trots en kritiek en jaloesie of onbedagsame woorde struikelblokke op die pad van ander te wees. Deurgrond ons harte. Wys vir ons, Here, waar daar bitterheid, hoogmoed of 'n kritieke gees in ons leef. En leer ons om eers onsself te ondersoek voordat ons na ander kyk. En asseblief, Vader, gee ons wysheid om te weet wanneer om te praat en die liefde om te weet wanneer om stil te bly. Vader, maak ons mense wat opbou en nie afbreek nie. Laat ons woorde genesing bring, ons gesindheid vrede saai en ons lewens mense nader aan Jesus Christus trek. Bewaar ons daarvan om gerugte te versprei, wantroue te saai of verdeeldheid aan te wakker. En laat ons altyd onthou dat elke mens vir wie Christus gesterf het, kosbaar in U oë is. Vul ons asseblief met die Heilige Gees, gee ons die nederigheid om reggehelp te word, die moed om vergifnis te vra wanneer ons verkeerd was en die liefde om mekaar te dien, soos wat Christus ons gedien het. En Here, mag ons nooit bevind dat ons teen U werk nie, maar dat ons getroue medewerkers in U koninkryk sal wees. Gebruik ons asseblief, Here, om lig te bring waar duisternis is, hoop waar moedeloosheid is en eenheid waar verdeeldheid dreig. Dis ons gebed vandag in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en koning. Amen.